Goeiemiddag meneer Steinder, baie welkom by ons onderhoud. U was een van die eerste, of is dit nou die tweede skoolhoof van Fred Gaum, as ek dit reg het? Dis korrek. Vertel sommer vir ons so bietjie, wie is u, u agtergrond, hoe het gekom dat u wel by Fred Gaum opgeëindig het en min of meer watter tyd was dit en hoe lank was u by die skool? Dit is 'n groot plesier en baie dankie vir die voorreg. Nou ek was destyds, dis nou in die vroeë 70er jare, was ek 'n dosent aan die opleidingsskool Sunje. En daar het ons leerlinge van verskeie dele van die Wes-Kaap ontvang. En in 1972 het Dr. Beets, Dr. Henry Beets, was destyds die leraar hier van die NG Kerk was. Sy dogter Desiree het toe daar by Sonja eerste jaar ingeskrywe. En ons het baie goed oor die weg gekom, veral omdat die Beets gesin destyds eintlik van Woester afgekom het. Hulle was boerlinge van daai gebied. En dit was so Oktober 1973. Toe het ons mos nou gereeld klasonderwys vir die studente gehad. En dan het ons in die namiddag het ons hulle almal bymekaar gekry en dan het die dosente nou hulle kommentaar gelewer. Jy het dit verkeerd gedoen, jy moes dit so gemaak het, die volgende keer doen jy dit. En dit was op 'n donderdagmiddag, toe ek so om en by 4:30 klaar is met die middagklas. Nou, ons huis was in dieselfde straat waarin die opleidingsskool was. As jy opleidingsskool se hekke uitkom en jy kyk links, dan kyk jy amper op ons huis af. Toe ek nou die middag by die hekkie uitkom en ek kyk daar na die huis se kant toe, toe sien ek maar daar staan nou 2 motors voor op die sypaadjie voor ons hekkie. Ek dink, o Vader, my moeder het toe op daai stadium alleen gebly en sy was al redelik bejaard. En ek is doodgeskok. Het sy nou iets oorgekom dat mense nou daar is om haar te help? Ek jaag daai stukkie pad af. Toe ek nader kom, toe sien ek CT. Ek dink, nee gas, dit kan nie wees nie. Nou wat gaan dan nou aan? Ek jaag op die sypaadjie. Toe ek die voordeur oopmaak, toe sit daar 4 mans in die sitkamer. Dr. Beets, een van hulle. En daar sê hulle vir my, hulle wil so graag 'n hoërskool op Ceres begin. Maar Roelandstraat se hoofkantoor sê, geen kans, voordat julle nie vir ons 2 gegradueerde leerkragte kan gee, wat eksamenvakke kan aanbied nie. En daardie middag sê hulle vir my, hulle het reeds iemand gekry, wat wiskunde en biologie kan aanbied. So dis nou al 2 eksamenvakke. Is ek nie bereid om te kom uithelp nie. Ek het so gekyk en gedink. My ma's alleen, daar's 'n gemeenskap wat hulp nodig het. Wat is een van die 2? Toe besluit ek, daar sal hulp wees vir my moeder. Maar om nou onmiddellik 'n leerkrag te kry vir Ceres se hoërskool gaan bietjie moeiliker wees. En ek het vir hulle gesê, dis in die hak. Ek sal my bedanking indien
Alhoewel ek op daardie stadium in lyn gestaan het eintlik om die hoofskap van die opleidingsskool oor te neem, want daai hoof was al klaar 'n bejaarde man. Het ek gevoel nee, hier is 'n gemeenskap wat hulp nodig het. En dit is op daardie stadium dat ek besluit het, goed, ek gaan vir hulle sê, dis in die hak. En voor ek my kom kry, toe het hulle alles gereël. My losiesplek, alles was klaar gereël. En my losiesplek was by die Boysens gesin, waarvan die man 'n groot bouer hier in die omgewing is. Ja. En op die huidige oomblik slaap ons vir die naweek by hulle. Ons Stevie Boysen en Auntie Maggie Boysen. Hulle twee, dierbare mense, en hulle het my nou bederf. Gister afkom u toe nou Ceres toe, en op watter datum het u by Fredgame begin? Dit was nou in Januarie 74. So ek was 74, 75, 76 en 77 hier. 4 jaar. En wanneer het u skoolhoof geword? Meneer Volkwyn het die einde van 1976 klaargemaak om stad toe te verhuis. En ek was onmiddellik gevra deur die skoolkomitee of ek nie bereid is om oor te neem nie. En in Januarie 74 het ek die leiersels oorgeneem. In die tydperk wat u nou by die skool was as of leerkrag of die hoof, wat is daar in daai tyd wat vir u uitgestaan het van die skool? Laat ek dit so stel. Ek het my voorgeneem, want ek het die eerste maand toe ek hier kom, het ek uitgery na die verskillende gebiede buitekant. Van Woolsley, Koue Bokkeveld deur die berg tot in Touwsrivier. En ek het namiddag die ouers gaan opsoek. En baie van die ouers het tot 5:30, 6:00 toe gewerk. Dan het ek daar gesit in hulle huise en gewag en met hulle gepraat. Dan het ek donker terug oor die berg gekom om my voorbereidingswerk vir die volgende dag te doen. Maar dit was so 'n groot plesier om daardie ouers te ontmoet. En ek kan vir u sê, ek was behoorlik bederf. Want ek het elke Vrydagmiddag het ek teruggery vir die naweek om in Woester by my moeder te wees. En daai karretjie, dit was 'n DKW karretjie. Daai karretjie was in die vrugteseisoen gelaai met appels en pere. Dan het ek daar by die huis, as ek daar kom, die susters het geweet, as hy daar stilhou, kan julle maar kom haal. Dan het ek vir die bure en oral het ek nou appels en pere uitgedeel. Maar dit was die wonderlikheid van die gemeenskap. En dit het my hart geraak. Ek sou sekerlik aangebly het. Maar toe kom hoofkantoor aan die einde van 77, hier Oktober maand. Toe sê hulle vir my, hulle moet nou 'n derde hoërskool in Woester begin. As ek belangstel om terug te kom, die pos is myne. Nou ja, op daardie stadium was my moeder al ver oor die 70 en ek het gevoel, dis 'n goue geleentheid om nog maar weer terug by haar te wees. En dit is hoe ek nou daardie Januarie begin het. Toe was dit Woester Junior Sekondêr. Hy was maar kortweg genoem VJS of VJS. Die
daar was mos nou 'n tydperk in die 70er jare met die politieke onrus. Hoe het dit Vryheid geraak? Die politieke onrus veral rondom 76. Dit het nogal die skoolkinders baie geraak. Veral skoolkinders wat met die busse moes ingery het. Want daai busryers het ook half geweier om aan diens te kom, om die kindertjies in te bring. Maar ons het voortgegaan. En daar was baie keer dat ek ekstra klasse gereël het, dat ons die kinders weer op hoogte kan bring. En ek was veral baie betrokke by die sport. En daar het ek nog meer van die ouers leer ken. En ek het Smara die rugbyspanne gevat. Dan sê ek, kom, sit hier in die klaskamer. Dan sit nou hier, 4:30, 5:00. Julle wag nou hier, ek gaan nou Woolsley toe. Kom, julle Woolsley mense, klim in die kar. Dan oorlaai ons hy DK weekie. En dan ry ek daai spannetjie Woolsley toe. Elkeen word by sy huis afgesit. Dan kom ek terug, dan kom haal ek die spannetjie Prins Alfred Hamlet toe. Ek gaan laai hulle af en dan vat ek die span hier na die Koue Bokkeveld toe. Dan raak dit ook al hier 6:30, 7:30. Dan kom ek terug, maar ek het dit geniet. Vir my was dit 'n voorreg om met die kinders te werk. As 'n mens sien wat 'n behoefte daar was. En hoe voel dit nou vir u om weer baie van die leerders weer te sien? Die hart wou net gebreek het gister toe ek kom. Ek wou net gehuil het. Om te hier is hulle. Nou, hulle het gesê ek was baie kwaai. Ek weet nie of dit so is nie. Maar ek kyk aan Worcester is mos die skool vir blindes. En hulle kinders word geleer om met rottangs, mandjies en sulke goed te maak. Daar's lekker lang rottangs. Die rottangs het ek gebring. Daai rottangs het so in die kantoor in die hoekie gestaan. En hy spannetjie inkom en hulle weet dit kwaad gedoen as hulle inkom as snik hulle loer na die hoek toe. Dan sal hulle sê, meneer, dit was nie ons nie. Meneer, was hy wat het gedoen het? Ek was nie by nie. Ek sê, wag, laat ons nou die saak ordentlik bespreek. En dan gesels die rottang verder. Ek verder, dan gesels die rottang verder. Joseph, sê gou vir my, waar is u gebore? In Worcester. Okay. In Worcester, in Parkerstraat. Nou Parkerstraat is die straat net aan die agterkant van waar ons tans bly. Is feitlik nog net aan die regoor. Die huise was so en so. Net nou my vader kom uit die besigheid uit. En hulle het 'n winkel en 'n kafee gehad in dieselfde Parkerstraat. Hier was die huis en 3 huise verder het die kafee en die winkel. Was daar. En bo en behalwe dit was hulle die eerste gekleurde steenmakers in daardie gebied. Ja. En baie van die ou huise is nog, kyk, daai tyd was daar nog nie stene gebak nie. Hy was net so rou in die son gesit en daar het hy droog geword. Kleisteen het hulle hom genoem. Baie van daai ou huise is daarvan gebou. Hoe dink u hoe het apartheid 'n impak gehad op die skool? Op daardie stadium het dinge mos al redelik begin afkoel. Soveel so dat ek 4 blankes by my op die personeel geneem het. En daar was geen kwessie nie. Geen ouer
het 'n probleem gehad dat ek blankes daar aanstel nie. En hulle het baie goeie werk gedoen. Ek is nog altyd in geselskap met van hulle. Nog iets wat jy nog wil deel oor die tyd op Ceres? Nee, soos ek gesê het, dit was van my beste en lekkerste onderwysjare. Okay. Want ek kon vry instap by enige ouerhuis. Daar was nie een ouer wat 'n lip opgetrek het of my gesê nee meneer, jy kom nie hier nie. Daai deure het oopgegaan. As daai hekkie oopgaan, dan kom hulle my haal. Die straat ook het hulle vir jou gewyn. Meneer, hoe gaan dit? Ja. Oom Joseph, baie dankie vir die tyd. Dit was sommer nou 'n vinnige op die ingewing van die oomblik onderhoud, maar baie dankie vir die tyd. Ek is baie bly dat ek iets kon bydra en iets kon noem. Maar soos ek sê, dit was een van my wonderlikste ouergroepe in die onderwys.